vir my sê, en toe ervaar ek die Here sê vir my, hy is 'n God wat vir my en jou omgee. Weet jy, baie keer kom jy in stadiums van jou lewe, en jy sê, Here, alles val uit mekaar uit, jy vra vir die Here, Here, maar waar's U? Here, hoekom gaan dit so met my? Vader, het U van my vergeet? Dan dink ons baie keer, God is nie lief vir ons nie. Ons dink baie keer, die Here is kwaad vir ons. Maar ek wil volgende vir jou sê, God gee vir jou om. Amen. En maak nie saak waardeur jy vandag gaan nie. Jy moet weet, God gee vir jou om. Hy gee intens om vir jou in elke situasie. Miskien sit jy volgende hier met teleurstellings. Jy sê dalk, Here, dit voel vir my, ek loop altyd in 'n deur vas. Dit voel vir my, Here, ek kan net nie oor hierdie hekkie kom nie. Dit voel soos ek by 'n sekere hekkie kom, dan val ek. Ek wil vanoggend bemoedig. God sê in Hebreërs 13 vers 5. Hy sê ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. God is altyd by ons. Al beweeg jy 5 tree van die Here af weg. Weet jy wat dit kos? Net 1 tree om terug te beweeg. Hoekom? Want jy beweeg nooit alleen nie. As God sê ek sal jou begewe en nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dan bedoel hy dit. En dan wil ek jy vat na Jesus toe. Toe hy daar aan die kruis gehang het. Wat het met Jesus gebeur daar aan die kruis? Kom ek lees vir jou in Markus 15 vers 34. En in die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word, beteken, my God, waarom het U my verlaat? Hebreërs sê, God sal jou nooit begewe en vir jou verlaat nie. Hier hang die koning van alle konings, wat alles weet in die wêreld, en hy roep uit en hy sê, maar, hoe het U van my vergeet? Ek gaan vir jou nou wys in hierdie preek. Hoekom het dit vir Jesus gevoel of God hom vergeet het? God vergeet jou en my nooit nie. Al gaan jy deur die diepste dal van dood, is God saam met jou. Al gaan jy deur die slegste pyn wat daar is God saam met jou. Al gaan jy deur die grootste teleurstellings wat daar is, jy's nie alleen nie, God is saam met jou. Hy help jou, hy dra jou. En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. En hy sê, wag, laat ons sien of Elia hom kan kom om af te haal. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En die voorhangsel van die tempel het in 2 geskreeu. En toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan, sien dat hy so uitgeroep het en die laaste asem geblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Vers 38 sê, en toe hy so uitroep, en hy blaas sy asem uit, toe skeer die voorhangsel van die tempel, van bo na onder. En hoekom moes Jesus verlate gevoel het aan daai kruis? Maar weet jy wat, jy sit vanoggend hier, en jy sê, Here, ek is verlate. Jy sê, Here, my goed werk nie uit nie. Jy sit hier vanoggend en jy sê, Here, daar's soveel goed in my lewe. Dit voel vir my so of my somme net nie klop nie. Weet jy, en toe daai voorhangsel skeer, Jesus moes daar deurgaan, sodat daai verhouding tussen God en ons herstel kon word. Jesus was die enigste een sonder sonde wat daai verhouding kon herstel. En al het hy op daai oomblik gevoel, my God, waarom het U my verlaat? Hoekom het hy nie gesê, Vader, U draai nou U rug op my nie? Want weet jy, op daai oomblik kon Jesus nie Vader wees nie. Jesus was op daai oomblik God. En God was op daai oomblik God. Hy kon nie 'n Vader op daai oomblik vir Jesus wees nie. Hy moes God van die heelal wees. Hoekom? Sodat daai gordyn, daai kloof tussen ons en God, vir eens en vir altyd afgebreek kan word. Sodat ek en jy kan besef, Jesus het meegevoel met dit waardeur jy vanoggend gaan. Want hy was daar. Hy was op gespoeg. Hy was gespot. Hy was 'n grap van gemaak. Hy het pyn verduur. Hy het seer verduur. Hy was in 'n verleentheid op daai kruis. Want hy het al die mag gehad om in een oomblik op te tree en te sê, Vader, wissel almal nie voor my uit. Maar weet jy hoekom het hy nie? Want ek en jy was in sy gedagtes gewees. Hy het op daai oomblik aan die wêreld gedink. En weet julle, die hele wêreld se sonde was op daai oomblik op hom. Die sonde wat ek en jy gedoen het en nog gaan doen, was op daai oomblik gekanaliseer na een mens toe.
na een gewone mens soos ek en jy. So hy het dit vir my en jou gedra. Hy moes daai pyn deurgaan. En as jy vandag hier sit en sê, Here, dit waardeur ek gaan is vir my net te erg. Miskien sit jy vanoggend en jy sê, Here, ek weet nie meer wat die sin van die lewe is nie. Here, ek het aan die einde gekom van my eie bestaan. Ek voel, Here, ek kan nie meer nie. Dan wil ek jou bemoedig, Jesus was daar. Maar weet jy die Bybel sê, na aanvalle is daar altyd verhooging. Ons ken daai verhaal van Kain en Abel. Toe Kain vir Abel doodslaan, en hy voel is te sê die Here van Kain, maar jy weet mos, die sonde lê en loer vir jou. Die sonde begeert in jou, en hy sê vir hom, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En dink 'n bietjie, was daar vir Jesus verheffing daarna? Hy het die dood oorwin. Hy het na 3 dae opgestaan. Hy het opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Die Here het hom nie net verhef uit daai dood uit nie, uit daai graf uit nie. Hy het hom laat sit vandag aan die regterhand van die ewige Vader, waar hy besig is om vir my en jou in te tree. As jy swak is, dan sê hy, Pa, ek was daar. As jy uitroep en sê, waar's my God? Dan sê Jesus, maar ek was daar. Ek weet hoe daai persoon voel. Here, ek weet hoe hy nou op sy lewe voel. Ek was daar. En Jesus het empatie met jou. Hy verstaan die omstandighede. En weet jy wat is die beste? Hy sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou. Romeine 8 vers 35 sê, Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid? Dalk is jy vanoggend hier in benoudheid. Miskien het jy rekeninge wat betaal moet word. Dalk sit jy met 'n siekte wat mense vir jou gesê het, weet jy wat, ons kan niks vir jou doen nie. Hy het vir jou goeie moed. Die Here kan vanoggend vir jou enigiets doen. Hy's nie onmoontlik nie. Benoudheid of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Miskien sê jy, Here, ek kan nie deurkom met my finansies nie. Here, miskien sê jy vanoggend, Vader, ek kry swaar. Ek kry swaar vir die mens wat ek is, want dit voel so vir my, almal is teen my. Dit voel so, die wêreld is teen my. Maar weet jy wat? God is nie teen jou nie. God het jou lief, hy sê niks. Niks, maar niks sal my en jou skei van sy liefde nie. Wat skei ons van God se liefde? Niks. Sê vir jou langs jou niks. As God sê niks, dan sê hy niks. Wat maak dat jy hel toe gaan? Jou eie keuse. God skei hom nie van jou nie. As jy 'n treukie weg beweeg hy saam met jou. As jy 'n treukie terug beweeg hy saam met jou. Hy's altyd daar, al voel jy so ver. Al voel jy, Here, ek bid teen hierdie dak vas. Hy's by jou. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. Met ander woorde, wees oopkop. Sien waar kom jou vyand vandaan. Sien waar kom die aanvegtinge vandaan. Sien wat die duiwel in jou lewe wil doen om jou onder te kry. Hy sê, wees nugter en waaksaam. Hoekom? Want julle vyand, julle teestander, die duiwel. Wie is jou teestander? Wie beklei jy? Hy beklei nie die wêreld nie. Maar hy gebruik die wêreld om my en jou moedeloos te maak. Maar hy sê jou teestander, die duiwel, hy loop rond. Hy soek. Hy kyk, okay. Here, daai ou het nou opgehou bid. Nou gaan ek hom 'n bietjie aanval. Daai ou sit met bitterheid in sy hart. Daai ou sit met onvergewensgesindheid. Daai ou glo vandag en môre praat hy negatief. Hy loop rond en hy soek. Die duiwel kan net met jou doen wat jy hom toelaat. Amen. Hoekom? Want Galasiërs 3 vers 13 sê, vervloek is hy wat aan 'n kruishout hang. Die vloek wat op my en jou was, het Jesus gedra. Die duiwel kan jou nie meer vloek nie. Hy sê in Matteus 18 vers 18, wat ek en jou op hierdie aarde bind, is in die hemel gebonde. Hoekom sê hy wat ons op hierdie aarde bind is in die hemel gebonde? Want God het dit klaar gespreek. God het klaar vir die Satan gesê, jy's onder ons voete. Hy het my en jou al die mag gegee oor die krag van die vyand om op slange en skorpioene te trap. Maar weet jy wat doen ons? Die duiwel trap op ons. Oor ons keuses. Jou keuse, as jy in die moeilikheid kom, vra jouself, hoekom weier jy om die regte keuse te maak? Hoekom hou jy aan om die verkeerde keuse te maak? Dis jou eie besluit. Dis jou eie keuse, maar God is nog steeds daar. As jy die verkeerde keuse gemaak het, wat doen hy? Hy kom vat jy by die hand. Dink net hoe Petrus die verkeerde keuse gemaak het. God sê van klim uit hierdie bootjie uit. Loop saam met op die water. Maar toe hy sink, toe sê die Here nee. Stamp jy 'n bietjie verder en dat jy eers 'n bietjie drink, dan gaan ons jou help. Nee, hy het onmiddellik sy hand uitgesteek. Hy het onmiddellik gesê, Petrus, klein gelowige, kom ek help jou terug in die boot. Kom ek sit jou op 'n veilige plek. As jy volgende voel, Here, ek maak nie te aanhoudend verkeerde besluite, kom by die Here uit. Hy wil jou help.
En dan wil ek 'n bietjie vat daarna Elia toe. Of kom ons lees Hebreërs 13 vers 6. Of Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Niks, ons het gehoor, niks sal jou skei van sy liefde nie. Dan sê hy in vers 36, Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Weet jy my boetie en my sussie, so baie mense in hierdie tyd wat ons nou leef, sit met 'n gees van vrees. Vrees is 'n oop deur vir die duiwel. Vrees is 'n deur wat ek en jy oopmaak om vir die duiwel te sê, kom maar in. Kom val my maar aan, kom kry maar reg wat jy kom aankry. Vrees jy God of vrees jy die duiwel? As jy God vrees, dan praat jy saam met God. As jy die duiwel vrees, dan praat jy saam met die duiwel, dan praat jy negatief. Dan sê jy vir hom, Satan, kom, ek nooi jou in. Kom mors maar met my. Dis ons keuse wat ons doen. En dan wil ek die vat na Elia toe. Elia verslaan hierdie Baal-profete. Hy maak hulle almal dood. En Jezebel, sy wil hom doodmaak. En wat doen Elia? Hy vlug. Hy vlug in die woestyn en ons lees in 1 Konings 19 vers 4. Maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarom gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Elia is so verstrengel in sy eie omstandighede. Laat hy sê eers, Here, ek gaan nou maar slaap, want as ek nou gaan slaap, dan gaan ek dalk nooit weer wakker word nie. Hoe baie van u het al so gevoel? Ek sê, Here, ek wil net gaan slaap, van alles vergeet. Hy gaan sit en verknog homself in sy omstandighede en hy gaan lê onder daai besembos, maar die Here het 'n afspraak met hom. En die Here maak 'n engel wakker. Ek wonder, gebruik 'n engel om hom wakker te maak. Hy word wakker en die engel sê vir hom, eet. Hy het seker vir die engel gesê, nou wat dink jy, waar moet ek kos kry? Maar kyk hoe slim is die Here. Kyk hoe slim is die Here, vers 6. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet. Anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. God maak hom wakker. Sê Elia, dis nie die einde nie. Weet jy hoe baie keer gaan sit ons op 'n hoopie en ons bejammer onsself en ons sê, Here, ek is aan die einde, niks werk vir my uit nie. Ek glo die Here wil vanoggend vir jou sê, al is jy onder daai besembos, al voel jy, Here, die besembos moet my net kom help, want ek wil verder niks meer doen nie, gaan God jou aanraak vandag en vir jou sê, my boetie en my sussie, staan op. Staan op, word sterk. Dink net, hy eet een keer. Hy stap vir 40 dae en 40 nagte. Jo, weet jy wat se krag ons die Here van daar gegee het? Hierdie ouetjie wat nou net wou doodgaan. Nou stap hy 40 dae en 40 nagte. Hoekom? Ek dink nie dis net die kos nie. Ek dink toe daai engel hom wakker maak, toe voel hy, hier kom iets nuuts in my binneste. Ek bid so vanoggend dat die Here jou sal wakker skud. Dat jy vanoggend sal sê, Here, lank genoeg het ek in die as gesit. Lank genoeg het die duiwel met my gemors. Vanoggend staan ek op. Vanoggend beweeg ek in die krag wat die Here vir my gee. En kyk, en hy daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here tot hom gekom. En vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? My boetie en my sussie, ek vra jou vanoggend, wat maak jy vanoggend in hierdie gat? Hoekom bly jy in hierdie gat lê? Hoekom kies jy dat die duiwel met jou mors? Dis jou keuse, dis jou besluit. Jy besluit, ek bly in hierdie gat. En Elia, die Here het hom versterk, die Here gee vir hom kos, die Here stuur hom, hy gaan vir 40 dae en 40 nagte, met die krag van die Here, en daar gaan kruip hy weer 'n spilonk weg. Hy wil net sterf. En God vra vir hom, wat maak jy in hierdie gat vandag? Wat se gat sit jy in vandag? Wat is dit wat jou so vashou? Wat is dit wat maak dat jy nie tot oorwinning kan kom nie? Wat jy sê, Here, ek voel ek kan nie vorentoe nie. Moenie jou oë op mense sit nie. Ek waarborg jou vanoggend, jy gaan val.
Mense gaan jou seermaak. Mense gaan maak dat jy nie meer vorentoe gaan nie. Hou jou oë op die Here. Hy is die een wat vir jou help. Vers 11. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. Wanneer laas het jy voor die aangesig van die Here gekom? Wanneer laas het jy in jou binnekamer gekom en gesê, Here, nou sit ek en U. Maak jy soos 'n Jakob wat met die Here, met die engel van die Here gestry het. Hy sê vir die engel van die Here, ek sal jou nie los nie, totdat U my geseën het. En die engel van die Here raak daaraan moeg. Hy sê, hey, hier kom die son uit. Jakob los my en hy slat hom op die heup. En hy seëning kry seer en hy sê tot vandag toe. En Jakob het mank geloop, maar hy het gesê, Here, ek sal U nie los, totdat U my seën nie. En hy sê, gaan in die teenwoordigheid van die Here, en kyk wat gebeur. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot sterk wind, en die berge skeur, en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing, en in die aardbewing was die Here nie, en na die aardbewing 'n vuur, en in die vuur was die Here nie, en na die vuur 'n gesuis van 'n sagte koelte. Weet jy, toe ek hierdie lees, toe sê die Here vir my, is iemand hier vanoggend, jy verwag, die Here gaan vir jou voorsien, op jou manier. God wil vir jou sê, ek is nie in die vuur nie, ek is nie in die aardbewing nie, ek is nie in die rotse wat breek nie, ek is waar jy dit die minste verwag, daar gaan jou antwoord lê. Sit jou oop die Here volgend, hy wil jou help, hy wil jou uittrek, hy wil hê jy moet vorentoe gaan, en toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan, en met die ingang van die spilonk gaan staan, en daar kom 'n stem na hom wat sê, weer, wat maak jy hier, Elia? Hierdie keer, eers het die engel na hom verskyn, toe luister hy nie. Weet jy, baie keer stuur die Here mense op jou pad, wat met jou kom praat, wat met jou kom deel, wat vir jou sê, klim in hy gat uit, dan wil ons nie luister nie. Ek bid sodat die Here dan allemaal aan jou soos hy aan Elia self sal verskyn. Dat God jou sal wakker skrik en sal sê, hou op om jouself te bejammer, hou op om die verkeerde keuses te maak, kom by God uit. En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here. Hoeveel keer het ons dit al gehoor? Here, jy weet ek sit in hierdie gemeente, Sondag na Sondag, Here, ek het alles gedoen in hierdie gemeente, maar nou voel dit julle skop my onder my voete uit. En dan dink ons, Here, ons ywer vir die Here. Elia het vir die Here geywer, hy het al die Baal profete doodgemaak, hy het die regte ding gedoen, en toe voel hy, Here, maar moet ek die regte ding doen? Dis juist as jy die regte ding doen, wat jy 'n aanval vir die duiwel word. Die duiwel haat jou. Hy wil nie hê ek en jy moet triomfeer nie. Hy wil hê as jy opstaan vir die Here, dat jou mense jou, want wie Elia probeer doodmaak? Die profete het hom probeer doodmaak. Hy sê ek het vir u geywer. U altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen agtergebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug. Gaan terug op die pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hazael as koning van Aram. My boetie, my sussie, jy kan weghardloop van jou roeping af. Jy kan weghardloop van God aan. Miskien sit jy hier hardloop al vir die laaste 40 jaar van God af weg. God los jou nie. Hy het vir Elia onder hy besembos gaan uithaal. Hy gaan vir jou uithaal waar jy is vanoggend. Hy gaan vir jou uithaal. Hy gaan vir jou optel en hy gaan vir jou sterk maak. En weet julle wat 'n wonderlike verhaal? Ons ken almal die verhaal van Elia. Elia was een van die 3 ouens in die Bybel wat nooit gesterf het nie. Elia is in die hemel opgeneem. Daar was net 3, Henog, Elia en Jesus wat nooit gesterf het nie, wat in die hemel opgeneem is. Dis die verhouding wat Elia met God gehad het. Maar toe hy onder hy besembos lê en die Here sê vir hom, Elia, gaan salf vir Hazael. Hy sê vir jou vanoggend, wat doen jy vir die Here? Leef jy jou roeping uit? Of gaan dit net oor jouself? Gaan dit net oor, Here, ek wil by mekaar maak, ek moet survive elke maand, en ek vergeet van die Here. Keer terug na jou eerste liefde toe. Elia, wat maak jy hier? God vra jou vanoggend, wat maak jy op die plek waar jy is? Is jy in 'n gat, of is jy op die plek waar jy is, en jy sê, Here, gebruik my? Daar waar jy nou is, ek het julle ons gesê, Pastor Tristan het altyd 'n mooi ding gesê. Hy sê, daar waar jy nou is, daar waar jy geplant is, blom. Daar waar jy nou geplant is, moet jy blom. Jy moet vrug gee. As jy nie vrug gee, en jy sê die Here gaan ek jou uitkap. Maar die Here wil jou optel vandag. Hy wil vir jou sê, my kind, gaan terug. Keer terug na my toe. Keer terug na jou eerste liefde toe. Ek sal jou nie los nie. Jesaja 41 vers 9 sê,
Jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde, en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie. God sê jou nie verwerp, my boetie en my sussie, glo my vandag. Hierdie woord van God is die waarheid. As die Here vir jou sê, ek sal jou nooit verwerp nie, dan bedoel hy dit. Hy sê nie net ligsinnige woorde nie, God se woord is die waarheid. Hy is die waarheid, en dan sê hy, in vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Is dit nie mooi as God vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek is met jou. Ek red jou uit. Met my reddende regterhand, ek ondersteun jou. Ek is daar vir jou. My boetie en my sussie, jy's nie alleen vanoggend nie. Die vraag is, as jy onder daai besembos lê, en God roep jou vanoggend, en hy sê vir jou, kom uit. Wat gaan jy doen? Gaan jy bly lê? Of gaan jy sê, Here, ek staan op, en ek gaan doen wat die Here vir my sê? Psalm 121 vers 1 wat ons so goed ken. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Nou wie kyk jy vanoggend? Kyk jy na jou omstandighede? Hulle gaan jou nie help nie. Ek slaan my oë op na die berge. Hoekom? Want God sal my help. Kyk wat sê hy, waar sal my hulp vandaan kom? Want sê in vers 2. Hy besef, my en jou hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Waarna toe rig jy jou oë vanoggend? Is dit op die rots Jesus? Of kyk jy na omstandighede en verwag jy mense moet jou help? Mense gaan jou nie help nie. Weet jy wanneer gaan mense jou help? As jy by God uitgekom het en God stuur mense om jou te help. Maar as jy eers by mense wil uitkom en dink hulle gaan jou help, kom eers by God uit. Dan stuur hy die regte mense op jou pad. Mense gaan vir jou niks kan doen nie, tensy God vir hulle sê om dit te doen. Maar as jy nie by God uit gaan kom nie, as jy nie gaan doen wat die Here vir jou gaan sê nie, gaan jy onder daai besembos bly, tot die koms van die Here gaan plaasvind. Gaan jou keuse wees. Jesaja 49 vers 14. Maar Sion sê, die Here het my verlaat, en die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. God het nie van jou vergeet nie. Jy is kosbaar. Hy het jou lief. Hy stel in jou belang. Hy wil hê, jy moet triomfeer. Hy wil hê, jy moet uit die as uit opstaan. Hy wil hê, jy moet onder daai besembos uitkom en sê, Here, ek gaan vorentoe, want U is saam met my. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Jou mure is gedurig voor my. Dis hoekom Jesus aan hy kruis moes uitroep. My God, waarom het U my verlaat? Weet jy hoekom? Toe hy dit uitroep, toe word my en jou naam in sy handpalms gegraveer. Hy moes dit uitroep, sodat my en jou naam vir ewig gegraveer kan word. Die enigste een wat jou naam uit God se handpalms uit kan vat, is jouself. Jouself, maar jou handpalms, jou naam is daar gegraveer. As God na sy hande kyk, dan sien hy jou stryd, hy sien jou probleme, hy sien jou bekommernis, hy sien dit waardeur jy gaan. Hy sien dit. En dan sê ons, dan lees ons in Matteus 7 vers 7 tot 11. Bid en vir julle sal gegee word. Kan jy ernstig bid? Sê, Here, ek bid dat U vir my gee. Hy sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want wie? Elkeen wat bid. Wie is elkeen? Sê vir jou langs jou, ek is elkeen. Ek is elkeen. Ek en jy is vanoggend elkeen. Elkeen wat bid, ontvang. Elkeen wat soek, vind. En elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Dink wat sê Openbaring 3 vers 8. Nee, ek jok. Dis nie Openbaring 3, is Openbaring 20, waar hy sê, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem hoor, sal ek die deur oopmaak. Ek sal inkom. En weet jy wat is mooi wat God vir my en jou sê? Ek sal saam met jou maaltyd hou. En jy met my. Psalm 23 sê, ek berei 'n tafel voor jou aangesig, teenoor jou teestanders. Ek maak jou hoof vet met olie, jou beker loop oor. Net goedheid en guns sal jou volg. Wanneer? Al die dae van jou lewe. Weet jy, dis wat God vir my en jou beplan. As jy vanoggend voel, Here, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, dit voel of die wêreld te veel vir my geraak het,
kan jy vanoggend na die besembos uitkom en sê, Here, U nooi my vanoggend, sê vir my vanoggend, staan op. En weet julle, as julle, dan sê hy, in vers 11, Matteus 7 vers 11, as julle wat sleg is, dan weet wat dit is om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan wie? Aan die wat hom bid. As jy vandag bid, jy vra die Here, daai skrif waar hy ook sê, as jy vir hom 'n brood vra, gaan hy nie vir jou skorpioen gee nie, as jy vir hom 'n vis vra, gaan hy nie vir jou slang gee nie. Hy sê, ek gee goeie gawes aan julle. God weet vanoggend wat het jy nodig. En weet julle, onthou julle, die Here het ons so 5 jaar, 6 jaar terug, toe gee die Here ons daai woord in Micha 2 vers 13. Wie kan dit onthou? Micha 2 vers 13, Here herinner my gisteraand aan hy woord. Hy sê vir my, Malcolm, hoe veel staan jy wat in hierdie kerk is op daai woord? Glo jy nog daai woord? Volg jy nog daai woord, of het jy moedeloos geraak langs die pad? En hoor wat sê, hy sê, gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob, gewis sal ek versamel die oorblyfsel van Israel, almal bymekaar bring, soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in die weisveld, en dit sal dreun van mense. Ek glo met my hele hart, die Here gaan hierdie gemeente so vol maak, dat ons nog 2-3 dienste, net Afrikaanse dienste hou. Ons Engelse diens is besig om mooi te groei. Dis 'n woord wat die Here ons gegee het, maar miskien het ek dalk so 'n bietjie visie verloor. Miskien het ek dalk so 'n bietjie maar net aangeploeter elke dag. Toe ek hierdie ding gisteraand lees, is of die Here weer iets in my binneste stir en weer vir my sê, hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan jy vandag in jou eie omstandighede, hoe gaan jy oorwin? Wat gaan jy doen? Hy sê in vers 13 dan sê hy, die deurbreker. Weet jy, ek en jy moet deurbrekers word. Ons breek deur in die aardse goed, maar breek ons deur in ons geestelike lewe. Breek ons deur vir wat God vir ons wil hê. Hy sê die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Die Here soek mense wat voortrek. Mense wat opstaan, wat sê, Here, ek sal die voorbeeld wees. Miskien sit jy vanoggend in as en sak en as. Miskien sê die Here net vir jou vanoggend, staan op onder hierdie besembos uit. Jou depressiepille. Hier, ek voel nou sterk. Die Here sê is iemand. Jy is verslaaf aan depressiepille. Verlos dit. Die Here sê daai depressiepille gaan jou doodmaak. My broer, my suster, ek ken die salwing van die Here. Ek vra jou vanoggend, moenie dat die depressiepille jou blydskap steel nie. Moenie dat dit jou onderkry nie. Ek glo die Here gee nou 'n inspraak vir my. Los daai goed. Ek gaan jou doodmaak. Hoor wat ek jou sê vandag, gaan jou lewe kos. Hy sê, die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek. En dan sê hy, en die koning sal voor hulle uitgaan. En die Here heeltemal vooraan. Bertus, julle kom vorentoe. Ek vra jou vanoggend, is jy 'n deurbreker? Wie trek voor jou uit? Op wie is jou oë? Is jou oë op die Here? Of is jy oë op omstandighede? Is jy oë op die wêreld wat jou gaan help? Is jy bevrees vir wat nou in die Midde-Ooste aangaan? Of kan jy vanoggend opstaan en sê, Here, ek is 'n deurbreker. Wie wil nie, wie sal wat net saam my wil staan en sê, Here, begin by my, ek wil 'n deurbreker word. Ek sê eers een wat staan en sê, Here, ek wil 'n deurbreker word. En ek wil my oë op die Here hou. Die Bybel sê die Here is 'n lig vir jou pad. Lamp vir jou voet. Waarheen is ek en jy op pad? Ons is op pad hemel toe. Maar weet jy, om daar uit te kom, gee vir jou 'n lamp hier om jou, wat vir jou genoeg lig gee, om daar vooruit te kom. Here, baie, baie dankie. Here Jesus, ek glo vanoggend dat U is saam met ons. Ek glo vanoggend, Here, U staan by ons stil. Die salwing van die Heilige Gees breek die jukke vanoggend in mense se lewens. Here, hulle wat vermoeid en belas hier ingekom het. Vader, ek is so opgewonde want ek weet U gaan mense uit hulle gat uitvat. U gaan mense, Here, wat onder daai besembos lê, U gaan hulle uithaal vanoggend. U gaan vir hulle sê, kom staan op my kind. Ek is saam met jou. Ek sal jou nie begewe. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek is altyd by jou. Ek is 'n held wat verlossing skenk. Vader, seën ons mense vanoggend. Seën elke toehoorder, elkeen wat hierdie boodskap hoor. Here, ek bid die krag en die salwing van die Heilige Gees. Dankie dat U intree. Hy wat op of sy wat op moed verloor se vlakte is vanoggend, Here.
Openbaring 3 vers 8 sê, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand sal hom vir jou toemaak nie. Vader, hier's mense vanoggend, ek weet dit, hier's mense wat deure wil oopmaak vanoggend, hulle het nodig dat daai deure oopgemaak word. Jesus, kom maak daai deure oop. U het reeds 2000 jaar terug die deure kom oopmaak, maar ek bid vanoggend, laat ons die regte deure oopmaak. Laat ons daai regte deure sien en daardeur gaan. Laat ons, Here, laat ons gevul word met die krag en dit wat U vir ons beplan. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan saam sing.